Ons maak gou die oë toe. Genade God en Hemelse Vader, Here, soos reeds gesing, hoe groot is U, Vader. Here, U is die weg en die waarheid, Vader. U is die Alfa en die Omega. Vader, ons staan vandag hier so, Here, en ek vra, Here, dat U sal teenwoordig wees, Here. Here, dat U sal kom sit, Vader, en dat U die diens sal kom bywoon, Here, dat U dit sal kom seën, Here, op die beste manier wat U goed dink, Vader. Here, kom beskerm elkeen van ons, en Here, mag U woord vrug dra. U sê dit sal, Vader, en ons glo dit, Vader. In die wonderlike naam van Jesus Christus bid ons dit. Amen. Ons gaan vandag so 'n bietjie gesels oor Ninive. Ons ken almal die verhaal van Ninive. Dit begin daar aan Jona, maar ek weet nie of ken ons die verhaal waarna hom verder oor Ninive praat nie. Wie van julle ken daai gedeelte van Ninive? Kom ons begin by Jona 1. Die Here het die volgende boodskap vir Jona, die seun van Amittai, gegee. Maak klaar en gaan na die groot stad Ninive toe. Praat ernstig met hulle, want ek het hulle slegte leefwyse raak gesien. Maar Jona het in die teenoorgestelde rigting gegaan om van die Here af weg te vlug. Nou partykeer sal ons nou sit en wonder, hoekom op aarde as die Here vir ons 'n duidelike instruksie gee soos wat hy vir Jona gegee het, hoekom hardloop ons weg daarvan af? Hoekom doen ons dit nie? En weet jy, dis nie net Jona nie, dis vandag ook. Ons doen dit vandag nog. Daar is kere wat die Here so duidelik met ons praat, maar daar's soveel wat ons kan verloor, of wat teen ons kan kom, of wat ook al, en dan doen ons nie. Dan maak ons presies wat Jona gedoen het en ons hardloop weg. Ons hardloop in die teenoorgestelde rigting. Die maklikste is, miskien weet ons iets van iemand af, en ons weet dis 'n probleem, want ons weet, uit liefde uit, moet ons maar na die mense toe gaan en hulle die weë van die Here wys. En dan partykeer sal 'n mens net agterkom en sê, weet jy wat, kom ons gaan praat met Jaco, laat die pastoor hulle uitsort. As die Here die opdrag van ons gegee het, is die opdrag ons in. Jy sal toegerus wees. En ons sal nou sien. Nou, kom ons kyk so 'n bietjie na die mense van Ninive van daai tyd. Dis die Assiriese ryk, né? Nou kyk, hierdie ouens was die grootste, die sterkste en die mees gewelddadigste, gemagtigste weermag op sy tyd op daai tyd, né? Kyk, hierdie ouens was wreed. Hulle was uiters wreed geweest, né? Ekskuus, ek net hier dan maak hy vas daar. Hierdie ouens was uiters wreed geweest, né? Hulle het dood eenvoudig net beweeg, soos 'n klomp sprinkane, né? Hulle het net beweeg van plek tot plek en dood eenvoudig net gevat wat voor hulle is. Nou kyk, hulle was daarom nou half oordentlik, want hulle sal daarom nou vir jou 'n keuse gegee het, né? Of jy gee oor, word ons slawe, of ons maak jou dood eenvoudig net dood. Dit is hoe dit is. En hulle het net vorentoe beweeg en gevat so ver as wat hulle kon. En dan natuurlik, as jy dan nou oorgee, wat die meeste van die mense dan nou in daai tyd gedoen het, want ek meen, hierdie ouens se reputasie het hulle ver vooruit gegaan, né? Nou as jy oorgegee het, dan sal hierdie ouens bloot, soos ek sê, net kom vat wat hulle wil. As dit jou oestyd is, jy het geplant en jy het geoes en jy het al jou goed in jou skure, hy kom haal wat hy wil hê. As hy wil, sal hy vir jou iets oorgelos het, as hy nie wil nie, vat hy alles. Dis maar hoe dit is. En jy kan niks teenoor die man sê nie, jy kan niks teenoor die weermag sê nie, jy kan niks teenoor die koning sê nie, jy moes nou maar net doen wat hulle gedoen het. Soos ek sê, oestyd, die put wat jy gegrawe het vir jou water, as hy wil hê, vat hy hom. Jy kan niks daaromtrent doen nie, hy vat jou water. Jou vee, as hy iets nodig het, kom haal hulle dit. Amper soos die Midianiete, né, in Gideon se tyd, né. Korrupsie, belasting, daar was geen regstelsel nie. Dit was hoog geweest. Jy moes maar net stil bly. Jy kon hulle nie teëgaan nie. Sou jy hulle teëgaan, sou hulle in die openbaar jou oë uitsteek of jou ore afsny, hoe hulle goed gedink het. Kinders is letterlik op die strate doodgemaak. Vrouens praat ons nie eers van nie. As dit nou 'n bietjie ernstiger was en hulle wou, sou hulle die man in die stad lewendig afslag, sy vel van sy lyf afslag. En hulle sal daai vel vat en teen die mure van die stad vasspyker. Dis hoe wreed hierdie mense was. Nou kan hy so half en half verstaan, as 'n ou kyk, as die Here vir Jona sê, gaan na Ninive toe, gaan sê vir hierdie manne, 40 dae, dan kom die Here om hierdie stad te verwoes. Kan ek persoonlik nogal dink, hoekom Jona die ander kant toe gehardloop het. Want waar, soos Dawid, ook toe die Here die oordeel oor hom gespreek het, het hy 3 keuses gehad, en hy kies toe die keuse wat hy kies, is die een waar hy oor die genade van die Here nie in mense sou moes staat maak nie.
Nou daar kan ek ook half en half verstaan hoekom Jona weggevlug het en dan eerder die genade van die Here sou gesoek het as die Here hom kom soek het. En dit gebeur toe, ons ken toe nou die verhaal, hy vlug toe nou Tarsus toe, hy is op die skip en hy is hier af en die Here stuur 'n geweldige storm. En wat gebeur toe nou? Jona word toe nou op die eintlik erken hy dit en hy word uitgewys en hulle gooi hom oorboord want hulle is besig om te vergaan. En terwyl hy nou afsak in die dieptes na die doderyk toe, onthou hy die Here soos die woorde sê in die Bybel en hy bid tot die Here. En die Here stuur 'n groot vis om hom Jona in te sluk en dan nou in die maag van die vis 3 dae bely Jona en die Here beveel die vis om vir Jona uit te spoeg. Nou, daar's ook baie, hoe sal ek sê, baie mense wat vandag sê, daar is nie 'n vis wat 'n mens kan insluk heel nie. Soos die wetenskap maar vandag deel van ons lewe oorgevat het. Nou, as jy in Matteus 12 gaan lees, dan sê die Here Jesus self die verhaal van Jona. So as iemand ooit na jou toe kom en sê, daar's nie 'n vis groot genoeg om 'n mens in te slukkie, of die ding kan nie bestaan nie, dan sê jy vir hulle, Jesus het so gesê. Moenie na mense luister nie. Die God wat die heelal geskep het, kon 'n vis gemaak het, al was dit dan net een, hoe ook al. Maar die Here sê, daar was 'n vis, so daar was 'n vis, wat vir Jona ingesluk het. Ek sê dit maar net by, want jy kry so baie mense wat altyd wil stry oor die godsdiens, en dan haal hulle hierdie storie aan, van waar is die vis wat 'n mens kan insluk. Die Here sal 'n vis maak, al het hy net een gemaak vir daai oomblik. So, die Here Jesus praat daarvan in Matteus 12, gaan wys dit vir hulle. Nou, ons gaan 'n bietjie aan in Jona 3 toe. Die Here het 'n tweede keer, dis na die vis hom uitgespoeg het, né? Die Here het 'n tweede keer met Jona gepraat, maak jou gereed en gaan na die groot stad Ninive toe. Daar is 'n oordeelsboodskap wat ek jou gegee het om aan hulle oor te dra. Jona het gereed gemaak om na Ninive toe te gaan, soos die Here hom beveel het. Ninive was so groot dat dit 3 dae gevat het om alles te sien. Die eerste dag toe Jona in die stad ingegaan het, het hy uitgeroep, oor 40 dae sal Ninive vernietig word. Die mense van Ninive het God se boodskap geglo. Almal van groot tot klein het besluit om te vas en rouklere aan te trek. Toe die koning van Ninive hoor wat Jona gesê het, het hy van sy troon af opgestaan en sy koningsklere uitgetrek. Hy het sy rouklere aangetrek en op 'n ashoop gaan sit. Die koning en sy amptenare het toe die volgende bevel deur die stad gestuur: niemand, nie eers 'n dier, mag enigiets eet of drink nie. Almal moet rouklere aantrek en ernstig tot God bid. Almal moet ophou om kwaad te doen en geweld te pleeg. Wie weet, miskien sal God ons genadig wees en ons nie in sy woede vernietig nie. Toe God sien dat hulle opgehou het om verkeerd te doen, was hy hulle genadig. Hy het daarvan afgesien om hulle te vernietig, soos hy gedreig het. Nou wat sou hierdie magtige nasie, hierdie wrede nasie, hierdie untouchables, niemand kon vir hulle iets gesê het nie, is amper soos iemand wat van Vogel afkom, jy vertel hulle niks, Wie sou vir hierdie, hoe was hierdie boodskap, wat die Here uitgestuur het, om daai, noem dit 'n magtige nasie, en die koning van sy troonstoel af te haal en op 'n ashoop te gaan sit, sy mooi klere uit te trek en vir hom rouklere aan te trek. Ek wil hê julle moet, en dit is nou regtig huiswerk hierdie mense, 2 Konings 18 en 19 moet julle gaan lees, en dan sal julle besef hoe vol was hierdie ouens van hulle self, hoe vol en hoe oorgedrewe was hulle en niemand kon hulle niks gesê nie, hulle was arrogant geweest. Gaan lees dit net 2 Konings 18 en 19, dan sal julle besef hoe arrogant hierdie mense regtig was, Die eerste dag toe Jona die stad ingegaan het, het hy uitgeroep, oor 40 dae sal Ninive vernietig word. Die mense van Ninive het die boodskap geglo. Almal groot en klein het besluit om te vas en rouklere. Is dit net dit? Is dit die woorde gespreek gewees? Wel, die Bybel sê dis al wat gesê was. Het die Here gekom en daai woorde van Jona, en ek glo vandag nog die Here sal dit met my en jou doen as ons gehoorsaam is, het die Here daai woorde op so 'n manier uitgedra, wat Jona gespreek het, dat selfs hierdie mense wat so arrogant is, net daar tot 'n besluit gekom het, en besef het, hierdie woorde is nie van mense af nie. Hierdie is die woord wat die Here spreek deur 'n mens. Is dit dalk wat daar gebeur het? Die Bybel gee nie vir ons regtig aanleidings van hoe, hy sê net Jona het gesê. Dan is daar dalk iets anders wat gebeur het. Nou,
as ou so 'n bietjie gaan kyk na die ouens wat die Syriese navorsing doen en in die geskiedenis bietjie gaan kyk, dan was daar 'n sonsverduisternis gewees, min of meer dieselfde tyd. Jy kan nooit bepaal, was dit dieselfde tyd, was dit op daai tyd nie, maar dit was min of meer in dieselfde tyd wat Jona na Ninive toe gegaan het. Het die Here dalk die sonsverduistering gebruik? Ek dink dit is ook baie moontlik. Ons kan nie seker wees nie, soos ek sê, maar die boodskap was daar, kort en kragtig, die Here kom 40 dae en julle gaan vernietig word. Nou wat sou 'n sonsverduistering, kom ons sê dit was dit, vir hulle beteken het? Onthou vandag is ons baie afhanklik van ons wetenskaplikes en ons geoloë en al hierdie ouens, wat vir ons vertel dat die goed veronderstel is om te gebeur, die goed gaan gebeur, en dit is so, daai tyd was daar nie sulke goed gewees nie. Dit was 'n duidelike boodskap van die Here af gewees as daar kom ons sê dit sou 'n sonsverduistering gewees het. Maar dit sou vir hulle beteken het dat hulle gaan val en daar's geen uitkoms nie. Dat hulle koning gaan sterf. Dis hoekom die ou so vinnig van sy lekker lazy boy afgespring het en hy sy rouklere aangetrek het. Want die boodskap sou gewees het, jy gaan sterf en dan gaan iemand in jou plek inkom. Sê nou maar dit was dit. Ons is vandag in 'n lewe, soos ek sê, waar ons hierdie ouens so baie maklik glo en ons sien nie die tekens wat die Here vir ons gee nie. Ons sien dit nie. Ons sien dit nie in ons eie land nie. Ons gaan as daar sonsverduistering is, gaan kry ons die naaste boilermaker en ons vra hom sy helmet en ons kyk almal, want ons wil dit sien. Want dit is vir ons mooi. Is dit vandag nog tekens van die Here af? Is dit wat die Here Jesus vir ons gesê het gaan gebeur? Sien ons die oorloë? Sien ons die oorstromings? Sien ons die droogte? Net in ons land alleen, ek onthou toe ek 'n kind was, né? Ek kan nie onthou watter ouderdom nie, was daar 'n gewellige droogte in Suid-Afrika. Ek weet ons mag nie, ek weet my pa het nog skelmgras nat gemaak en al so aan. Ek onthou dit nog so goed. Dit was so erg gewees dat ons amper dood gegaan het van die dors. En die mense het kerk toe gegaan in hierdie land het bely. Ek was maar baie klein gewees daai tyd. Nou net in die afgelope paar jaar, 1992, amper dood gegaan van die dors in hierdie land. Maar ons gee hulle almal sulke mooi name, El Nino en ek weet nie wat nog al sê. 2016, amper dood gegaan van die dors in hierdie land. Dis net reën. 2020, amper dood gegaan van die dors in hierdie land. Sien julle die tydperk word kleiner. 2024, amper dood gegaan van die dors. Val dan weer leeg. Sien ons die tekens, mense, of luister ons na die wetenskaplikes? 2018, onthou julle Day Zero in die Kaap, hoe die trokke hier opgery het met botteltjies water? Daar was 'n letterlike Day Zero waar daar nie 'n druppel water in die Kaap sou gewees het nie. Sien ons die tekens of luister ons vir die wetenskaplikes? Net iets om aan te dink. Nou dis met teen wat daar gebeur het. Jona kom tot bekering en die Here vernietig hulle nie, gee hulle nog 'n kans. Maar die storie van Ninive eindig nie daar nie. Na hulle bekering, slegs 40 jaar na hulle bekering, is hierdie ouens presies op dieselfde plek, dalk teen erger, waar hulle was. Presies. As julle gaan lees, wat ek nou vir julle gesê, 2 Konings 18 en 19, sal julle die storie van Hiskia lees in Jerusalem, waar die weermag voor hulle staan en sê, ons gee julle keuse. Hiskia, man van God, gaan praat met Jeremia, stuur 'n boodskap vir Jeremia. Jeremia sê, hierdie ons gaan niks maak nie. Hiskia, man van God, né? Hy gaan in die tempel in, en hulle het vir hom 'n brief geskryf wat hulle hom die voorwaardes gegee het. Hy vat daai brief so voor die Here neer en hy sit dit so neer. Hy sê, Here, kyk hoe spot hulle met jou. Dis nie reg nie. En wat gebeur? Ons het nou so rukkie terug daaroor gepraat. Daai nag stuur die Here een engel. 185.000 gesoute soldate sterf in 'n paar uur. Een engel. Een engel. Maar was dit vir die Assiriërs so erg? Dink jy dit was nie? Dink hulle daai ons maar net weer replace, maar dis 'n waarskuwing van die Here af gewees. 'n Waarskuwing van julle moet onthou, Jona, julle moet onthou wat hier gebeur. Maar hulle het aangegaan. Hoor wat sê die Here in Matteus 12.
Wanneer 'n onrein gees uit 'n mens gaan, swerf dit deur die dorpplekke op soek na 'n rusplek wat hy nie kry nie. Dan sê hy, ek sal teruggaan na my vorige blyplek. Wanneer hy gaan, kry hy dit onbewoon uitgevee netjies en aan die kant. Daarna gaan neem hy 7 ander geeste slegter as hy self, saam met hom en trek in daardie persoon in. Uiteindelik sal dit met daardie persoon baie slegter gaan as wat dit aan die begin was. Dieselfde sal gebeur met hierdie slegte mense van vandag. Weereens is die woorde van die Here Jesus self. Nou dis wat met Ninive gebeur het. Dis presies, as ek en jy tot bekering kom, of wanneer 'n stad of 'n land tot bekering kom, kom die Here en hy kom haal die sleg uit. En hy vat die sleg en hy stuur dit weg. Die Here doen dit vandag nog. Maar daar's 'n plek wat nou leeg is binne in jou. Daai plek moet gevul word met Jesus. Nie net gevul word nie, dit moet vol gestamp word elke dag, elke oomblik. En hoe voller dit word die binnekant mense, hoe meer gaan dit uitkom. En hoe meer dit uitkom, hoe meer moet ons dit insit. Want hier sê die Here, hulle gaan terugkom. En hulle gaan 'n plekkie weer kry. En as hulle daai plek gekry het, gaan haal hy 7 van sy vriende en hy bring hulle terug. En dit gaan met jou slegter gaan. Omtrent 100 jaar na die bekering van Ninive kom Nahum. Dis so 2 boeke verder in die Bybel as Jona. En hy kom met 'n boodskap. Niks dramaties. Geen sonsverduistering nie. Net 'n brief. En hy kom na Ninive toe en hy sê vir hulle, die Here se oordeel is finaal oor julle. Geen hoop, geen niks. Die Here het besluit. Net in 'n brief, niks dramaties nie. Dis natuurlik hoop vir die Judeërs, want hulle het toe in daai stadium, het hulle toe nou geval en hulle was toe nou ook onder die Assiriërs se bevel gewees. So hulle het hoop met die brief wat aan hulle gestuur is. Die Here het gesê, hy gaan hierdie magtige nasie kom vernietig. Wat doen die Assiriërs? Luister hulle? Hierdie keer is daar nie 'n sonsverduistering nie. Hierdie keer is daar nie bo-menslike woorde wat gespreek is nie. Net 'n brief. Na die brief gebeur dit nie dadelik nie. 40 jaar kom die Here. En soos hy deur Nahum gesê het, woord vir woord, kom vee hy Ninive van die aarde af. Julle weet dat Ninive eers hier in die 1846, dink ek as ek reg onthou wat ek gelees het, vir die eerste keer gevind is, wat hulle kon sê, dis moontlik hier waar Ninive was. Die Here het daai plek so van die aardbol afgeveel, dat mense heen en weer geloop het en nie eens geweet dat daar was 'n stad nie. Daar het mense getrek oor en weer, en hulle het nie geweet Ninive is daar nie. Die Here het daai plek van die aardbol afgevee, en nou eers begin die ouens te grawe, en hulle begin grawe, en hulle sien nie was 'n stad gewees. Nou eers. Wat leer ons uit die verhaal van Ninive uit? Die Here gaan onreg straf. Hy gaan. Sy woord sê so. Soms laat hy onreg toe. Hoekom? Hoekom 40 jaar na die brief van Nahum? Want die Judeërs het in sonde geval. Hulle het afgode aanbid en hulle het maar net wild gelewe hierdie ouens. Die Here het dit toegelaat. 40 jaar moes hulle met hoop rondloop. Die Here het eintlik in sy brief vir hulle gesê, gaan doen julle feeste. Begin weer om hom te eer. Dan partykeer dan sit en dink ons, hoekom laat die Here hierdie onreg toe? Ons sien in ons eie land, ons sien in die wêreld, ons sien waar ons werk. Hoekom laat die Here hierdie onreg toe? Hoekom gaan dit so goed met hulle wat nie die Here dien nie? Hoekom gaan dit so goed met hulle wat ander verdruk? Hoor gou Jeremia 12. Dis Jeremia wat met die Here praat hierso. Ek sal my saak vir u stel, want u is regverdig, Here. Ek sal my punt vir punt my saak voor u kom lê. Waarom is die goddelose mense voorspoedig en het die ontrou mense geen sorge nie? Kry julle 'n prentjie? U het hulle geplant, u het hulle laat wortel skiet en hulle laat groei.
ook vrugte gedra. Hulle neem u naam graag op hulle lippe, maar u is nie in hulle harte nie. U ken my, Here, u sien my en toets my gesindheid teenoor u. Bring hulle om die lewe, so skape by 'n slagplek, sonder hulle af vir die slagting wat kom. Hoe lank moet die land droog lê? Moet al die plante van die veld verdor, die diere, die voëls vergaan, oor die boosheid van die inwoners van hierdie land, wat sê, Jeremia sal nie langer leef as ons nie. Die Here dra nie sy of onreg dra nie die Here se goedkeuring weg nie. Maar die Here laat dit toe, dat mense op die plek kom in sy lewe waar hulle op hulle knieë gaan en opkyk in die hemel en sê, waar sal my hulp vandaan kom? Dit het die Judeërs 40 jaar gevat, na die finale oordeel, toe die Here gekom het en die Assiriërs uitgewis het. Onthou net, as ons kyk, en ek wil nie graag ons land as 'n voorbeeld vat nie, maar dit is ook so, maar die hele wêreld. Korrupsie, vernietiging, vat net bloot wat hulle wil, breek af, bou niks op nie. En dit gaan nie net in ons land so nie, dit gaan in elke ander land net so. In ons skole mag ons nie die Here se naam aanroep nie. En die tyd gaan kom, in ons kerke gaan hulle ook stop. Jy mag nie meer in die straat bid. Ons land is ons daarom nog 'n bietjie gevrywaar van dit. Ander lande mag jy nie vir 'n persoon in die straat bid nie, jy word gearresteer. Vandag. Dis nie 'n ding van die geskiedenis nie. Die Here laat toe dat die goed aangaan, sodat ons weet en op ons knieë kom om te kan sien waar ons hulp vandaan kom. Ons sien hoe in ons land op die verhoog word die Here se naam gespot. Ons sien in belangrike spele, sportspele, hierdie Olimpiese spele nou onlangs, die Commonwealth Games, al daai Super Bowl, Brazil. Jene mense, het julle dit gesien? Maak jou naar as jy sien hoe hulle ons Here spot. Dan staan ons hier as mens vandag en ons sê, Here, maar ons weet u kan vele van die aardbodem af, maar hoekom nie? Hoekom nie, Here? Hoekom tot nou toe nog niks? Daai mense gaan aan en hulle maak wat hulle wil en Here, hoekom kom u nie in vele af nie? Hoekom vat u julle nie slagpale toe soos Jeremia gesê het nie? Is ons op die regte plek? Of gaan ons net soos Nineve sê en ons gaan aan en ons begin bietjie terugvat. Bietjie terugvat. En op die einde van die dag kom 7 ander saam. En ons is weer of slegter af waar ons was. Toe Nineve het hulle kans gehad. Hulle het dit gevat. Maar die onrein geeste het teruggekom en gesien dis leeg. En soos ek sê, 7 ander saamgebring. Naam se boodskap was oordeel. Het Nineve gaan stil staan en sê, onthou julle Jona? Hulle het miskien, maar niks het gebeur nie en aangegaan. Het hulle na die 185.000 gaan stil staan en sê, dis dieselfde God. Pas op. Het hulle die teken raak gesien vir wat dit was, of het hulle net die 185.000 vervang? En dit kom 40 jaar na die waarskuwing, kom die Here en hy vee daai plek van die aardbol af. Ons weet nie, ek en jy kan nie vandag hier staan en spesifiek, ek en jy kan nie die Here se tyd bepaal nie. Ons sal dit nooit verstaan nie. Miskien eendag as ons in die hemel is, sal ons oë oopgaan. Maar weet omdat ons weet, want die woord van die Here sê so, die goddelose gaan gestraf word. Dit gaan natuurlik op sy tyd wees. En luister wat sê 2 Tessalonisense 1 vir ons, God is inderdaad regverdig, hy sal julle verdrukkers met verdrukking terugbetaal. Hy sal rus gee aan julle wat verdruk word en ook aan ons. Dit sal gebeur wanneer die Here Jesus met sy magtige engels vanuit die hemel uit verskyn. As dit nie in hierdie leeftyd is nie, mense, weet ons is in die eindtyd. Dit kom. Die Here gaan vir ons kom vrede gee, al moet hy ons kom haal, of hy sal ons land kom red, hoe die Here dit ook al besluit.
Oordeel kom oor hulle wat hom spot. Oordeel kom oor hulle wat sy tekens ignore. Oordeel kom oor hulle wat hom verwerp. En dit is verseker. Wat beteken hierdie verhaal vir my en jou as individu? Ons sien nou, ons kan dit gaan lees, en veral as julle nou gaan 2 Konings 18 en 19 lees, dan gaan julle spesifiek ons land, is asof dit in 2024 en 2025 geskryf is, woord vir woord. Maar wat beteken dit vir my en jou as persoon, as ons na hierdie woord van die Here kyk? Is jy vandag, waar jy hier sit, op 'n plek, waar die Here met jou praat, soos hy vir Jona gestuur het? Sit jy vandag hierso, en jy besef, die Here se oordeel is oor jou? En julle moet dit self oordeel oor elkeen van julle se eie lewens. Niemand gaan dit vir jou sê nie, die Here sal jou oortuig. Is jy hier, en die Here praat met jou, oor sy verhouding met homself, met hom, ekskuus. Is jy hier, en die Here praat met jou oor jou sondes? Is jy hier, en die Here praat met jou oor jou skynheiligheid, en jou geskinder, soos ons laas naweek gehoor het? Dan is jy op die regte plek, wil ek vandag vir jou sê, want Nineve was daar. Klim van daai stoel af. Gaan na jou hoopie as toe. Die Here gaan vir jou genade gee. Hy gaan jou kom red. As die Here se oordeel in jou hart vandag is, en jy sit en jy voel die Here se oordeel, dat hy met jou praat vandag, moenie tyd mors nie. Kom by die Here uit. Dan is daar vir jou hoop. Maak reg, bly. Dalk is jy, kom ons noem dit by Nineve 1. Nou kom ons, miskien is jy op pad na Nineve 2 toe, waar die verwoesting lê. Maar intussen is daar die waarskuwing van 185.000, wat die Here in een aand kom doodmaak. Dat die Here se genade is uiters groot, mense. Uiters groot. Hy gaan jou waarsku. Hy gaan. Miskien is jy op 'n plek vandag, waar die Here vir jou waarsku, soos wat hy met Nineve gedoen het met die 185.000 soldate. En die Here sê vir jou, kyk na die tekens. Dan is daar vir jou hoop. Dan is daar vandag vir jou hoop. Kom op jou knieë. Kom by die Here uit. Want hy het genade vir elkeen van ons. Kom net daar. Miskien is jy by Nineve 2 vandag. Oordeel is klaar. Die Here het sy oordeel oor my en jou gespreek. Miskien is ons nie op die regte plek nie. Miskien is ons nie waar ons moes wees nie. Miskien het ons die tekens geïgnoreer deur te sê, weet jy wat, nog net een keer. Dalk is ons op 'n plek waar ons gesê het, Here, niks gebeur met my nie. En die sondetjies het meer en meer geword. Elke dag bietjie meer. En ons het die plekkie laat leeg geraak. Miskien is jy vandag daar, ek weet nie. Elkeen van ons oordeel onsself waar ons hier staan vandag. En ek wil vir jou sê, as ons daar is, moet jy bekommerd wees. Vandag baie bekommerd wees. Want die woord van Nineve sê vir ons, daar's genade, daar's waarskuwing. Dis klaar. Onthou julle die man, ekskuus, ek wil net daarom dit sê, dis nie klaar nie. Solank daar asem is daar hoop. Solank jy vandag hierso sit, en die Here oortuig jou, en jy het asem, is daar hoop. Onthou julle die man van Bethesda, ekskuus, ek praat so verkeerd, my vrou sal my nou kom reg help. Hy het tussen lammes en siekes gelê. 38 jaar was hierdie man daar. 38 jaar. Wat hy niks kon doen nie. Sy lamheid het hom op hy maatjie gehou. Elke keer as die water geroer word by die bad, dan die een wat eerste inkom het hulle nou geglo sal gesond word. Hy kon dit net nooit maak in die 38 jaar nie. Nooit. Sy lamheid. Ek weet nie wat is jou lamheid vandag nie. Ek weet nie wat hou jou op 'n plek van ellende soos dit daai man gehou het nie. Wil ek vir jou hoop gee vandag. Die Here kom na hom toe, stap reguit na hom toe. Die Here weet wie ons is, die Here ken ons hart, hy weet waar ons is.
Die Here stap reguit na hom toe en hy vra vir hom, wil jy gesond word? En kyk wat die man se antwoord, ek het niemand wat my in die bad kan tel nie. Het die Here vir hom gevra, moet hy vir hom iemand stuur, om jou in die bad te gooi as die water geroer word? Dis nie wat die Here hom gevra het nie. Die Here het hom gevra, wil jy gesond word? Die Here het nie gepraat van water nie, die Here het nie gepraat van die bad nie. Die Here het nie gesê, ek gaan jou nader skuif nie. Die Here het hom reguit gevra, wil jy gesond word? En ek wil vandag vir jou sê, daar's niks wat die Here nie kan verlos nie. Jy is op geen plek, solank as wat jou asem nog in en uit gaan in jou liggaam uit, waar die Here jou nie kan verlos van iets nie. Waar die Here jou nie kan vryspreek nie. Maar mense, as dit verby is en jy het jou laaste asem uitgeblaas, is dit verby. Daar is nie weer 'n terugkom nie. Geen mens, geen plek, geen toestand, geen sonde, geen verslawing kan jy op 'n plek van ellende hou nie. Die Here, geen land, geen regering. Hoekom sit ons vandag hierso en dis eintlik hartseer. As ons na die TV kyk en ons hoop is op 'n man met 'n snaakse haarstyl. Hoekom? Hoekom hang ons aan daai man se lippe met sy ovaal kantoortjie? Jene mense, waar is ons hoop? Hoekom praat ons met lof van daai ou? Waar is ons Here? Hy's hier. Wie is die een wat vir jou vra wil jy genees word? Wie is die een wat vra moet hy hierdie land genees? Die Here. As hy daai ou gaan gebruik met sy haarstyl, is dit fyn. Die Here weet beter. Maar waar is my en jou hoop? Waar is hierdie land van ons hoop? Dis al wat jy sien op TV. Pas op net, dat daai ou nie die ou is wat Openbaring van praat nie, né? Later, dieselfde ou wat die Here gevra het of hy gesond word, kry die Here hom by die tempel, waar hy besig is om die Here te loof en te prys, wat reg is. Dit moet so wees. Maar die Here stap reguit na hom toe met 'n waarskuwing. Hoor gou wat sê die Here vir hom. Hierna loop Jesus hom toe in die tempel raak en sê vir hom, kyk, jy is genees. Moenie verder sondig gaan doen, sodat iets erger met jou gebeur nie. Is dit nie die verhaal van Nineve ook nie? Jy's genees, stop dit, hou op daarmee, maak vol. Daar's niemand wat untouchable is nie. Maak nie saak hoe op verhoog staan en skree, en wat se slogans hulle skree nie. Hoe skelm hulle is nie. Nie as dit by die Here kom nie. By my en jou ja, maar nie as dit by die Here kom nie. Hulle is maar 'n stofwolkie. Julle ken die Here het vir die maan en die son gesê om stil te staan, toe Josua hom gevra het. Toe Hizkia hom gevra het, hy die son dat teruggaan 'n paar uur. Hy het 'n vis gestuur om vir Jona in te sluk. Ons moet nie ons hoop op mense sit nie, mense. Die Here het vir die magtige see gesê, jy sal hier stop en jy sal daar stop. Jy sal nie verder gaan nie. Die God wat ons aanbid is die Alfa en die Omega. Nie 'n man met 'n snaakse haarstyl nie. Vergeet dit. As ons land net kan terugkom, as ons as mens net kan terugkom, as ons as gesin net kan terugkom, waar ons vertroue in die Here sit, en waar ons op ons knieë staan, oggend en aand, en die Here dank en vra. Ek onthou as kind daai tyd, toe die droogtes ver uit mekaar uit was, hoe hierdie land kerk toe gegaan het en bely het, en hoe die Here reën gestuur het. Ek onthou, ek het in die Wes-Transvaal, ek onthou daai mielies opgekom. Ek onthou hoe die Here 'n volk van droogte, van dors word gered. Nou stuur hy vir ons almal Vaaldam se hierdie jaar. Vaaldam leeg, vra die manne wat daar bly. Niks. En Facebook, kyk, tel die levels op. Mense, dis genade, moenie na die wetenskaplikes luister nie, hulle dink hulle weet. Die Here besluit, want hy kan vir die son sê en die maan sê staan stil.
Niemand kan dit doen nie. Maak nie saak wat sy geleerdheid jy het nie. Die Alfa en die Omega, die begin en die einde. As ons net, en dit kan hier begin vandag mense, 'n paar mense soos julle, gaan en sit die hoop van die wêreld in die Here. Sê vir die mense, sê daar by Pick n Pay, sê daar by die koöperasie, sê waar jy gaan, by die Here. 12 mense na hemelvaart het die evangelie die wêreld vol versprei. Dit het by 12 begin. Julle is 'n bietjie meer is dit. Amen. So maak ons oor toe. Here, baie dankie vir hierdie woord, Here. Baie dankie vir die genade. Ons weet wie U is, Here. U is die Alfa en die Omega. Wat U besluit, het U besluit, Here. Maar Here, uit die genade en die ontsettende liefde vir ons, kan U besluit verander, Here, en vir ons weer eens genade gee. Mag dit vandag so wees, Here. Mag dit ook vandag so wees met die nagmaal wat ons nou gaan bedien, Here. Dat dit ook so sal wees, Here, dat U met elkeen van ons hart kom werk, Here. Dat U met elkeen van ons, Here, 'n pad sal stap. Vader, mag U Gees op elkeen van ons hart kom druk, wat U wil hê ons moet verander. Here, dat ons die beste ambassadeurs vir U kan wees, Here, is ons gebed vandag, Here. Dat ons kan uitgaan, Here, gebruik ons, Here. As U sê ons moet gaan, dat ons nie na die ander rigting toe vlug nie, Here. Want, Here, maak nie saak hoe dit vir ons lyk nie. Dalk lyk dit vir ons soos Jona, Here. Dit is net 'n taak wat net nooit goed sou afgeloop het nie, Here. Maar Here, ons weet, as U vir ons stuur, sal U daar wees. Here, ek dink soms so aan die profete voor Jona, Here. Jeremia spesifiek, Here, hoe swaar het hulle gekry? Elia, Here, hoe swaar het hulle gekry, Here? Samuel, Here, almal van hulle, Vader. Maar Here, U was met elke ene van hulle deur elke ding. Paulus, Here, Petrus, Here, U was daar, elke een van hulle, Vader. Here, mag ons dit nooit vergeet nie, Vader, mag ons gehoorsaam wees, Here. Kom lei ons nou in die nagmaal, Vader. In die wonderlike naam van Jesus Christus bid ons dit. Amen. Ek dink ons